baie welkom. Jy al die naam Corrie ten Boom gehoor? Op 'n stadium was dit soos 'n huishoudwoord. En almal het geweet, en miskien die jonger geslag sal nou nie weet nie. Maar Corrie ten Boom was 'n horlosiemaker in Nederland. En sy en haar suster het in 'n huis gebly in Nederland toe die oorlog uitbreek, die Tweede Wêreldoorlog. En wat toe gebeur het, is soos wat die oorlog versprei en Nederland ook ingeneem word, is daar heelwat vlugtelinge, veral Jode, wat vlug na die kusgebiede soos Nederland en probeer uit Europa uitkom. En wat Corrie en haar sussie gedoen het, hulle was sterk Christene en hulle het besluit, hulle moet hierdie mense help, so hulle bou toe 'n vals muur in hulle huis en steek die mense daar weg, totdat die mense 'n plek op 'n boot of op 'n vliegtuig kon kry uit Europa uit. En hulle het heelwat mense so gehelp, tot op 'n dag wat iemand hulle gaan aangee het. En toe word sy en haar suster gearresteer en na 'n konsentrasiekamp van die nasies gestuur, Ravensbrück. Daar aangekom is hulle natuurlik soos enige gevangene gehanteer en gewonder of hulle lewe hier gaan eindig. En inderdaad het Corrie se sussie haar lewe daar verloor. Maar voor dit gebeur het, land hulle in 'n barak wat geïnvesteer is met vlooie. En hulle is verskriklik ongelukkig. En veral Corrie is baie ongelukkig oor sy nou met hierdie vlooie moet leef. En haar sussie sê vir haar hierdie woorde: kom ons sê vir die Here, dankie vir die vlooie. Want dis wat die skrif leer. Nou, Corrie was nie gelukkig met dit nie, maar sy het daai gebed gebid, want dis wat die skrif leer, wees dankbaar in alles. Gou-gou vind hulle uit, die wagte vermy hulle barakke as gevolg van vrees vir die vlooie. En dit beteken hulle word nie gepla nie, hulle het kerk gehou, hulle het gebed gehou, hulle het Bybelstudies gehou, hulle het die Christendom gedeel, en amper 'n klein tipe herlewing het daar uitgebreek. Na die oorlog het Corrie ten Boom die wêreld gereis, 'n boek geskryf, The Hiding Place, en die boodskap van God se genade, en dat jy hom aan alles moet dank, reg oor die wêreld versprei, soveel so, dat 80 jaar later, mense nog steeds weet, wie was sy. Die skrif, waarop sy hierdie hele ding gebaseer het, is 1 Tessalonisense 5 vers 18. Kom ons lees dit. In alles, wees dankbaar. Dis God se wil vir ons. Nou dit klink so wonderlik. Ons moet dankbaar wees vir alles. Maar eintlik is ons altyd ondankbaar. Ons word vreeslik maklik onvergenoegd met ons omstandighede. Byvoorbeeld, ons sê, daar's nie water nie, daar's nie krag nie, daar's nie paaie nie, daar's nie diens nie. Niks is mooi genoeg nie, niks is funksioneel genoeg nie. Veral ons moderne mens is vreeslik gou om onvergenoegd te raak. Ons kyk na die wêreld en as dit nie na ons smaak is nie, dan raak ons ondankbaar. Dis baie moeilik dan om daardie gesindheid uit te leef van ek is dankbaar. Jy sien, wat ons moet verstaan, dankbaarheid is nie besittings nie. Dankbaarheid is nie omstandighede nie. Dankbaarheid is eintlik 'n lewenstyl. Dankbaarheid is die vermoë om te kan aanvaar, om te kan gee met waar jy is, soos Corrie. Wat kon sy doen? Sy kon mense wegsteek in haar huis. Toe doen sy dit teen 'n koste. Toe sy in die konsentrasiekamp was, toe kon sy preek teen 'n koste. Sien, dankbaarheid is nie om te sê, as ek daar is, as alles goed werk, dan kan God my gebruik nie. Dankbaarheid is om te sê, dis waar ek is, dis waar ek gebore is, dis my omstandighede, dis wat die lewe vir my gee, nou kan ek hier vir God werk, hier is wat ek kan doen. So, tydens hierdie week van gee, wil ek jou vra, kan jy vir hierdie week ophou vra by God wat jy nodig het? En eerder vra, wat het ander nodig? Wat kan ek doen? Nie, kan jy vir my gee nie, maar vir wie kan ek gee? As jy 'n gebed doen, bid nie vir jou nie,
Bid vir die kinders, bid vir die mense, bid vir jou familie, bid vir die kerk, bid vir die wêreld. Vra die Here vir die mense om jou eerder as vir jouself. Kom ons bid saam en ons bid hierdie gebed so. Hemelvader, dankie dat mense van die verlede ons kan leer hoe om 'n lewe van dankbaarheid te leef. In hierdie week wil ons wegkyk van ons eie behoeftes na wat ons kan doen. Ons wil wegkyk van wat ons nodig het na wat het ander nodig. Dankie Here. Amen.